wil net vanoggend 'n klein klippie in die stille waters gaan gooi. En kyk, dis wat God daarmee doen. Ek dink ons moet een ding onthou. Wanneer mense se oë, se geestelike oë toe is, en wanneer hulle geestelike ore toe is dit baie belangrik dat ons vir hulle sê wie dit gedoen. Nou, ons kan sê die duiwel doen dit en die duiwel doen dat. Maar God sê, dis hy wat dit doen. Dis hy wat ore oopmaak, dis hy wat ore toemaak, dis hy wat oë oopmaak, dis hy wat oë toemaak. So, daar is die kern, want God sê so. Nou die klippie in die stille water vanoggend in hierdie klein poelietjies van Christendom wil ek vanoggend net gou die klippie ingooi, want ek dink in die geheim is daar baie mense wat struikel met die konsep van wie Jesus is. En Christene is nie equipped. Alhoewel hulle sal afhak en sê, nee, dis nie, ek glo dit nie. Rol mense hulle van ander geloofstelsels. Hulle sal sê die Jehova is verkeerd, maar die Jehova sal vir hom rol, want die Jehova het Bybelverse. So ook die Rooms-Katholieke, so ook Boeddhisme en al die dinge. So, ek wil vanoggend daai klippie ingooi, voordat ek gaan praat oor repentance volgens Jesus. En ek dink ons moet gaan na Jesus toe, om duidelikheid te kry. Kyk, God sê, I am not a God of confusion. Goddelikheid, wat Christene bring tot confusion, met die handjies gevou in die stille waters, is nie van God af nie. Ek dink ons moet dit eerstens erken. So, in Isaiah, wil vanoggend, sit jou vingers op twee plekke. Isaiah 44 verse 6. Voor ek het lees, verklaar ek wat God sê. Behold, God is one. There's no one besides me, before me, or after me. Isaiah 44 verse 6 says, Thus says the Lord, Yahweh, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last, and there is no God besides me. Amen. I am the first, and I am the last. Dan gaan ons reguit deur na Handelinge toe. Revelation 1 verse 8. Hierdie gaan bekend klink. Revelation 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. So ver so goed, né? Revelation 21 verse 6, Then he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts for the spring of the water of life without cost. En dan die laaste enetjie, Revelation 22 verse 13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. En dan
kyk, in hierdie 3 van die Openbaring wat ek nou net gelees het, wie praat hier? Wie sê hierso, I am the Alpha and Omega, the Almighty? Wie sê hierso, I am the Alpha and Omega, the beginning and end? Wie sê hierso, I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and end? Jesus. Amen? Yes. No, repentance, weer. Want ons moet een ding verstaan, as dit so belangrik is in die Bybel, dan kan ons een ding verstaan, dat die vyand daar sal aanval. En soos ek nou die dag gesê het, daar's 'n groot twis van wat repentance is. Daar word nou gesê, nee, repentance beteken nie ons moet stop nie. Ons moet net glo en ons mind begin change. Yes, lekker. Okay, wel, let every man be a liar and God's truth our source. So, ons gaan na die woord toe. Wat het Paulus gesê? In Romeine 2 vers 5. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Okay, dit is nou, so what, sê mense. Alright, nou, toe ek vanoggend begin het ek vir julle gesê, wie Jesus sê hy is. John 5 verse 12. Hierso is waar Jesus daai man wat lam was, gesê het, pick up your pallet and walk. Nou ons weet wat die fariseërs en daai gedoen het en alles. Then they asked him, who is the man who said to you, pick up your pallet and walk? But the man who was healed did not know who it was. Hy het nie geweet dit was Jesus nie. For Jesus had slipped away while there was a crowd in that place. Maar hoor nou hierso, hier gaan kry Jesus vir hom na die tyd. Yes. So, die man was verlam, Jesus het hom genees. Maar luister nou hierso. Afterwards, Jesus found him in the temple and said to him, hoor wat sê Jesus vir hom? Jesus het hom gaan kry daar in die kerk en hom gaan waarsku. Behold, sê Jesus, you have become well. Do not sin anymore. Stop. So that nothing worse happens to you. Jesus found him, warned him, do you not dare? I have restored you. The same Jesus did with the woman who stood in condemnation. The whore at his feet. And the Lord said to her, neither do I condemn you, but I warn you, sin no more. Turn away. In Luke 13 verse 2 verse 5, Jesus said to them, this is when the crowd came running to Jesus and said, Jesus, Jesus, look what happened to the Galileans. Death and blood, oh Lord.
Hoe het Jesus reageer? Op wat belangrik is. En jy weet, baie mense gaan sê, maar, joh, dis nie liefdevol van Jesus nie. Jy sien, daar kom hy daai wrammel weer in. En Jesus sê toe vir hulle, do you suppose that these Galileans were greater sinners than all Galileans before they suffered this fate? I tell you, said the Lord. I tell you, but unless you what? Unless you repent, you will all likewise perish. Perish is not the same as dying. But Jesus went on here. Hy sê, hou op kyk vir die dinge en glo in dinge wat jy kan sien. Want julle oë is op die wêreld, julle oë is op die vlees en die persepsie van liefde is 'n wêreldsliefde. Fokus op die ewigheid en fokus op die enigste redder wat daar is. Maar Jesus gaan aan, hy sê, or do you suppose that those 18 on whom the tower of Siloam fell and killed them were worse culprits than all the men who live in Jerusalem? I tell you, no. Hier's nie van erger sondaars, minder sondaars nie. Hier's nie super Christen, super kult, medium, die seekers. Nee. Jesus sê, I tell you, no. Dis nie die punt nie, sê die Here. But unless you repent, you will all likewise perish. Ek glo God. Kan ek dit so stel? En ons leef wat ons glo. Ja of nee? Dis hoe dit is. Repentance kom voor die tyd en jy is baie reg as jy sê that it is the kindness, the goodness of God that leads men to repentance. Dis sy waarheid wat gevat word deur 'n man, wat hom lei na repentance toe. En Jesus sê, no man comes to me unless the Father draws him. Yeah? But unless you repent, you will all likewise perish. So ja, Jesus het nie baie simpatie gehad met van die dooies nie. Want wanneer jy sterf, is dit klaar, sê Jesus. Moenie nou staan en huil by die grafte nie. Moenie nou kom blomme koop nie. Daai persoon wat daar lê, is in een van twee plekke. Hier waar ons vanoggend praat. Baie mense. En hier sê dit weer. So, repent volgens God beteken om te stop. Nou, beteken dit ons loop in perfeksie? Nee. O, genade, nou is almal die mekaar. Wel, dan kan ek mos nou maar baie imperfect wees. En jy bietjie minder imperfect. Yes, man. Sê die Here. Iets is anders hier. Ons het almal dan the gift of salvation.
Hoe is dit dan nou? Dat party mense hel toe gaan en party, wat gaan nou hier aan? Hoekom is daar dan nou wat ons noem sondaars wat gered word en sondaars wat nie gered word nie? Wat gaan hier aan, man? Come on, kom ons unite as sondaars. Jy weet, God se genade, ons Christian liberty, my liberties, yes. Nee, sê die Here. Moenie dink, sê die Here. Ek het gekom om vrede te gee nie. Daar sal nie vrede wees in 'n sondige wêreld met 'n vleeslike natuur. So wat is die verskil dan nou? Paulus het vir daai Korintiërs gesê, julle het aktief en gewilliglik julle hoerery en gesteelery en geskinnery en die wreedheid van 'n kliphart uitgeleef. Maar nou is julle skoon gewas met die bloed. For such were some of you. Daar's die verskil. Wanneer 'n kind van die Here struikel, hoe lekker kry hierdie wêreld van sondaars nie, hoor. Maar weet jy wat God beloof? Al val 'n kind van die Here 7 keer, sal die Here hom nie sy dood laat afval nie. Dit sê daar, I will not let you fall headlong. Yes. En ek sal jy laat opstaan. Jy sien daai pad agter die Here is 'n nou bebloede, eensame struikelpad. Dis nou. Dit is so nou, dat jy nie sonder God se wysheid daarop kan bly nie. En omdat dit so nou is, ja, dan trap ons skeef hierso. Maar ons gaan soek nie 'n ander pad nie. Ons stop net daar. En ons bely. So repentance is die eerste ding. En dit hou aan. En hoe meer ons die kennis van God se glorie gegee word in sy woord, so meer verklein jy en vergroot God. Iemand vra vir my gisterand, gou Dion, wat is jou planne vir jou toekoms? My plan is to decrease and he must increase. Ek gee nie om oor die ander dinge nie. Van 'n belangaspektief, van belangrikheid, sê ek wat Paulus gesê het. Hierdie goed is 'n klomp gemors. Ek ag dit alles as gemors in vergelyking met die glorie van God. En die Jesus wat ek hoor uit mense se monde uit, kom ek sê ietsie vir oggend. Ek weet nie van baie van wat julle praat van hierdie Jesus nie. Ek ken nie daai Jesus nie. Regtig, ek doen nie. En wanneer ons die woord van hom gee wat mense verklaar, dan wil hulle jou spoeg en byt. Want ons is nie vriendelik nie. Ek sê weer, het hulle Jesus gekruisig omdat hy vriendelik was, Is almal vermoor en doodgemaak vir die gospel oor hulle vriendelikheid, bedagsaamheid? Regtig? Die Here kom terug. Die Here kom terug. Die Here kom terug. Dit help nie julle staan nou op julle stoepe en kyk ver waar die Here is nie. Dit help nie jy gaan pak jou tassies, gaan sit op die lughawe nie, want die vliegtuig kom nie. Jy sal aangaan hier, want dit is sy genade, wat die goddeloses se asem vir hulle gee, om hulle kans kan gee om te repent. En die vraag is, as die Here vir ons so baie dit sê, en al die ander, hoekom sê ons dit nie vir ander nie?
Ek dink nie mense glo dit genoeg nie. Want as ons God glo, weet jy wat gaan gebeur? Die min en die baie. En die min is baie minder as wat ons besef. Baie minder. Ek besef dit soos tyd verbygaan. Here, is ek van my sinne beroof, Here? Is daar regtig so min? Is daar regtig so min? En weet jy, baie keer, nee, wanneer ek sê, Here, hierdie mense gee U nie, jy weet, wanneer ek so grom by die Here en groan, weet jy wat sê hy vir my? So nou en dan, hy het vir hulle ook gesterf, om hulle 'n kans te gee om te, dis nie my woorde nie, mense. Wel, daar het julle dit weer vanoggend. Is nie opinie nie. Dis die woord van die Here. Amen.